Hierdie is Sê dit soos dit is. Ek praat met Charlene Grobler. Charlene, baie dankie vir jou kom kuier hierso, vir die tyd wat jy afstaan. Dankie vir die geleentheid. Jy is die uitvoerende hoof van 2 kinderhuise. Ek gaan spesifiek nie nou sê waar dit is nie, want jou rol is baie groter as dit, maar teen die einde gaan ons na 'n bietjie detail toe gaan. Ek wil hierdie gesprek afskop met die gedagte van 'n kinderhuis. Hoekom bestaan 'n kinderhuis? Baie kortliks, hoekom bestaan hy? En dan gaan ons bietjie dieper in hierdie situasie indelf. Dis 100%. My eerlike en reguit antwoord, hoekom kinderhuise bestaan is want ouers maak baie slegte besluite en hulle verwerk nie hulle eie trauma nie. En as gevolg van dit breek ons nie die siklus nie. So die slegste is as 'n kind sê, "Maar my mamma was ook in die kinderhuis." Dis nie 'n suksesstorie nie. Dan is daai siklus nie gebreek nie. So daar gebeur horribale goed met kinders daar buite en dis hoekom hulle in kinderhuise beland. 'n Kinderhuis is nie 'n weeshuis nie. Nee, ek bly iemand verstaan dit. Almal praat van die weeshuis, dan sê ek nee, dit was 100 jaar terug, 'n weeshuis, bedoelende die kinders het nie ouers nie. Ons is 'n kinderhuis. So meeste van ons kinders het ouers en meeste van die publiek dink dit is andersom. As jy sê meeste persentasie? 5% is wees. Is weeskinders. Ja. Wow. Nou, wat gebeur in 'n wêreld waar 95% van kinders in kinderhuise het ouers? Wat gebeur in daai huise wat kinders hier laat land? Daar's iets stikkend in ons gemeenskap. Gee 'n bietjie vir my 'n prentjie. Daar's baie stikkend in ons gemeenskap en omdat ek so lank by die kinderhuise is, die stories wat daar was klaar vir my erg en ek het nie gedink dit kan erger word. Dis verwaarlosing, fisiese mishandeling, ongelukkig is die groter meerderheid seksueel gemolesteer en emosioneel mishandel en ja, deur horribale goed, ek sal nou voorbeelde gee. En wat sleg is daarvan is niemand anders praat uit. So hulle leef in daai omstandighede. As die bure nie bel en sê hierdie kinders is al vir 60 dae nie skool toe nie. Daar kom nie mense in en uit, hoe eet hulle, wat gebeur in 'n huis. So as mense nie goed aanmeld, so ja, dit is baie erger nou. Ons het 'n waglys. Word dit erger? Dit word erger, definitief. Nou, ons gaan by voorbeelde kom. Maar as jy sê dit word erger, is dit as gevolg van die toename in armoede of is dit die verval van 'n samelewing? Dis beide. In my opinie, die verval van die samelewing is die grootste faktor tans. Na COVID voel ek mense gee nie meer om nie. Ek het gehoop dit gaan beter wees en almal gaan dink, liewe land, kyk wat gebeur en ons gaan nou 'n beter wêreld hê na dit. In my opinie gee mense minder om na COVID en mense kry swaar. Hulle het werk verloor, so hulle debietorders word gekanselleer en hulle kyk eers na hulle eie gesinne, die wat na hulle kyk. So dis vir my baie erger na COVID, regtig baie erger. Maar hoekom sal jy sê daar is 'n groter verval? Kom stel net so 'n bietjie in. Hoekom is daar groter verval van die struktuur in die samelewing na COVID? Ek meen COVID het 'n impak gehad die aard van die saak. Ek meen dit was 'n onnodige ding, dit moes nie gebeur het nie. Daar was 'n beter manier om dit te hanteer. Ja. Die hantering van COVID was erger as die virus self. Maar wat het gebeur in die siege van mense wat dan wat die wêreld anders te maak as voor COVID? Vir my het mense selfsugtig geword en hulle kyk net na hulle eie. So dis daai sê ding, as jy meer geld het, moenie hoë mure bou, maak 'n groter tafel. En ek voel nie mense leef dit uit nie. Vir my ook is 'n groot faktor is mense se fokus het geskuif. So ek het opleiding bygewoon en dit som dit perfek vir my op. En die man het gesê daar's 2 groepe vir hom na COVID. Die groep wat stagneer en daar bly en sê ons is in lockdown, ons ambisie is weg, so hulle koppe is in lockdown gebly. Hulle het in lockdown gebly en 'n ander groep wil aksie neem. So daar's 'n lockdown groep en 'n aksiegroep. En die van ons wat gekies het om in die aksiegroep is die minderheid, ongelukkig. En dit maak dit moeilik om goed reg te maak as aan die ander helfte nog in lockdown is. Want as jou kop nie reg is nie, gaan jy enige aksie
en planne maak en strukture en sisteme in plek sit sodat dit kan beter gaan. So daai was vir my so mooi opsomming na COVID en ek beleef dit. So oral waar ek kan kyk en wat se groep is hierdie mense in my kop en 'n mens kan dit sien in die samelewing. As ek dink almal van ons buite jou wêreld dink kinderhuis jy weet ons hoor goed en dan beweeg jy aan. Jy hoor as kinderhuis nie sê ag weet jy dit is vir kindertjies wat swaar kry en weeskinders. Ja. En dan beweeg jy aan. Daai plek bestaan vir uiterste omstandighede, maar ek lei af daar is verskriklik oorweldigend uiterste omstandighede, baie. Die druk op hierdie ding is geweldig, daar's 'n groot probleem. Ja. Hoe intens is die probleem? Hoe intens is dit in die wêreld van 'n kind wat daar land? Hoe intens is dit? Dis nie lig nie. Ja. Dit moet erg wees voor dit daar is. Ja. Dit moet definitief, want die plasing net vinnig is 'n buitemaatskaplike werker doen 'n ondersoek. So die kinders word in ons sorg met 'n hofbevel deur die Kinderhof van Suid-Afrika. So ondersoek is gedoen, verslae is ingedien en 'n landdros neem 'n besluit of 'n kind verwyder word van hulle gesin. So in die kinderwet is natuurlik kinders hoort eintlik by hulle ouers. Volgende stap is pleegsorg, derde stap is kinderhuis en die laaste is nywerheidsskole of verbeteringsskole in die ou tyd. En daai laaste een bestaan so te sê nie meer nie. Daar's 2 nywerheidsskole oor vir hoërskoolkinders. Die laerskool 1 het toegemaak. So die hulpbronne raak al hoe minder. So die druk raak al hoe meer vir kinders om na ons toe te kom, want die 4de proses is nie meer in plek in ons land nie, behalwe vir 2 skole wat oor is. Vir 'n hof om te besluit 'n kind moet van sy ouers af weggeneem word, is 'n uiterste ingryp. So dit moet baie sleg gaan. Ja. Dit is nie my pa is baie kwaai en my ma is 'n bietjie van 'n feek soms nie. Nee. Nie dit nie. Nee, glad nie. As ek 'n voorbeeld kan gee. Want dan gaan my kinders ook klagtes inlê nou. Ek dink almal se kinders gaan dan klagtes lê. Definitief. En mense moet streng wees. Kinders weet dit nie, maar hulle wil dissipline en rotine en konsekwentheid hê. Hulle sal nooit saamstem tot ons ouer is. Dan besef jy, o, my ouers was reg. Ja. Ek het baie besef en geleer toe ek self ouer word. Iets anders skop in en nou verstaan ek 'n klomp goed wat my ouers gesê het. Maar ja, dis wat vir my sleg is. Hulle het nie soos ons groot geword. Ons het dalk hard en streng. Ons is so groot gemaak, maar hierdie kinders het dalk in 'n kamer met ma en pa, as daar ma en pa was, 'n kamer gedeel. En as daar kos was, moes hulle dit ook deel. En ons kinders het die geneigtheid porsie grootte is ook iets wat mense nie weet. Hulle skep 'n hele bord kos, want hulle weet nie of daar nog is later of gaan daar môre kos wees, want hulle verwysingsraamwerk is daar is nie. So jy vat alles nou terwyl jy dit het. En ek onthou een huis waar ek was, daar was honde en katte kos, daar was 5 honde en 2 katte, onder die tafel kom bakke vir hulle, en 'n matras in die een kamer, dis waar die 4 dogters gemolesteer was, en die man sê vir my, maar gaan sit op die matras, ek dog daar is nie 'n manier nie, want jy's daar om 'n ondersoek te doen, en daar was nie kos vir die kinders nie, maar die diere het kos gehad, en is iets wat by my bly vir altyd, en daai kinders het na my toe gekom, en hulle het kom kinderhuis toe, en hulle sê, Tannie, gaan ons almal op hierdie bedjie slaap? En ek dog, wat? Ek sê nee, want is 4 sissies. Ek sê nee, hierdie is jou bed, hierdie sissie se bed en julle het elkeen 'n kas. Toe sê die eerste een was 16 jaar oud. Die eerste keer in haar lewe wat sy nie 'n bed deel, hulle eie kamer het, 'n eie kas, 'n eie bed. Want hulle het alles gedeel en hulle was al 4 deur hulle pa gemolesteer en geslaan. En vir die eerste keer in hulle lewe. Daai pa, was dit 'n stiefpa of 'n pa? 'n biologiese pa. 'n Biologiese pa, Ja. wat sy dogters molesteer. Ja, 'n maat selfmoord Seksueel gepleeg. Ja. molesteer. Ja, maat selfmoord gepleeg. En pa het die 4 dogters in sy sorg gehad. So daar was niemand anders in die huis nie. Kom ek vra jy 'n vraag. As 'n kind daai omstandighede. Daar is een vertrek. Daar's een vertrek, een matras. En al die faktore wat jy beskryf het is teenwoordig, maar daar is nie seksuele molestasie nie. So al die faktore met die uitsondering van hierdie enkele faktor genoeg gewees het om my kinders dalk in sorg te sit. Ja, definitief. Hoekom? As die basiese behoeftes nie in plek is, en dis ook deel van ons kinderwet se kos, hulle moet skool toe gaan, 'n dak oor hulle kop, hulle moet veilig voel, al daai goed moet in plek wees en niks van dit was in plek nie. Absoluut niks. Om 60 dae skool te mis in 'n jaar. Ja.
Meen ek, So daai kind word reg op 'n toekoms ontneem en Ja, die heeltemal. staat sê ek kan ingryp in daai omstandighede. ja. Ja, dat was totaal en al verwaarloos. Maar hierdie is een huis. Hm. Hierdie seksuele molestasie is die grootste drywer van hierdie goeters. Ja. Dit is ongelukkig. Hoe erg moet die verval wees in 'n huis waar die tipe van ding plaasvind? Geskied dit met die medewete van die maas? Baie kere doen dit, ongelukkig meeste van die kere. In 2010 het die kinderwet daarom verander. Gesê as jy kennis dra daarvan, kan jy ook tronk toe gaan. Ek was baie dankbaar vir daai wet wat verander is. Maar daar's ma's en pa's wat as hulle 2 kamers het en hulle kamer of hulle bed was, as daar bed was, en die pa staan op en gaan na die dogter se kamer toe. En ma weet 100% wat gaan plaasvind en glad nie opgetree nie. En baie van ons kinders wil nie uitpraat want hulle sê maar my eie ma het my nie geglo nie. So wie anders gaan my glo? So as hulle eers by ons is, onthul hulle en sê maar ek was gemolesteer want hulle voel veilig en iemand gaan hulle glo want hulle vertrou nie volwassenes. Hulle het nog geen rede gehad om enige volwassene te trou en om daai diepste geheime te gaan deel en te dink gaan hierdie persoon my glo of nie. Never mind al die molestering wat hulle deur is, maar word hulle geglo? Daai is bitter swaar. Vir my dis regtig om dit te sien in kinders. En ek sê altyd jy het net een persoon nodig wat in jou glo, maar hulle het dit nog nooit gehad tot en met ons nie. 'n Kind wat van baie klein af seksueel gemolesteer word en ek wil my eie vraag net onderbreek van is daar voorbeelde wat jy aan kan dink van hoe klein af? Ja, ongelukkig. Ons neem kinders op van 3 jaar oud tot en met 18. So ons het 'n kleuterhuis. So 3 tot 6 jaar oud is in een huis en daai kinders is ook daar omdat hulle seksueel gemolesteer is. So 'n 3-jarige kind in 'n kinderhuis wat ek meen dis piepklein. Is deur absolute hel en terug. Een van my kinders wat in daai huis was deur sy oom en al sy pelle, hulle was 9. Hy het aan my onthul, ek sal dit nooit vergeet nie, dat hy deur al sy oom se pelle misbruik was. 'n Seentjie. 'n Seentjie, ja, want almal dink is net dogtertjies, dis nie die waarheid nie. Die seuns gaan deur net so baie. En ek onthou toe hy kinderhuis toe kom, hy het net 2 tandjies gehad, hy het sere hier om sy mond gehad. Ek onthou dit, hy's nou 'n volwasse man, maar ek onthou dit die dag wat hy kinderhuis toe gekom het. En hy kon uiteindelik vir my sê dis wat gebeur. So dis die tipe goed wat daai kind van 3 jaar ouderdom deurgegaan het. As 'n kind hierdeur gaan van baie klein af, aanvaar hy of sy op daai jong stadium dit is maar hoe die dinge werk. Dit moet iemand ekstern wees wat dit sien en rapporteer, want die gemeenskap moet dit rapporteer. Ja. En dis wat meeste van dit gebeur? Ja, dit is presies hoe al hierdie goed uitkom. Baie by die skole, want 'n kind voel gewoonlik veilig by die skool en net 'n juffrou of 'n meneer met wie hulle kan praat en hulle sal na juffrou toe gaan en sê juffrou ek het iets om te sê. Dinge by die huis of die juffrou tel op maar die kind het nooit 'n broodjie nie. Byvoorbeeld, hulle het nooit kos. Die toetse is nie geteken. Hulle is nie netjies en skoon aangetrek. So hulle begin 'n patroon optel. Maar die gemeenskap meld meerderheid van die tyd. Die saak aan of die bure sê maar hierdie kinders is altyd in die huis, dis mos skool. Dis nie nou skoolvakansie nie of die kinders is nie eens in die erf nie. So ja, die gemeenskap meld dit aan en dis hoe dit ondersoek word en dan in 'n kinderhuis beland. Nou die kind wat dit aanmeld, wat dit vir die juffrou sê, besef dat wat met jou gebeur is abnormaal. Ek meen daar's ek lei af daar is in ons iets natuurlik wat net sê hierdie is nie reg nie. En dan leef daar nog iets in daai kind. Ja. Dit is dat hy protesteer. Maar vir ons, ek sê normaal is 'n term wat ek so gebruik want wat is normaal eintlik? Maar daai kind dink dit is normaal. Want dit is hulle presies wat jy nou gesê het, dis hulle verwysingsraamwerk. So of dan nou pornografiese materiaal in die huis rondgelê het op die koffietafel, dis normaal. In my 4de jaar wat baie lank terug was, het ek by 'n laerskool navorsing gedoen. Ek sal dit nooit vergeet met 50 kinders en dis een van ons skole tans. En dis nou regtig lank terug. Toe het net 4 kinders nie pornografiese materiaal gesien nie. En dit was in 'n laerskool. So dit het oop en bloot
daai tyd nog die Scope en al daai tipe tydskrifte rondgelê vir die kinders. Dit's normaal. Dis glad nie vir hulle vreemd nie. Ouers wat voor hulle seks het, is glad nie vir hulle vreemd nie. Dit is hulle normaal. En nou moet ons vir hulle wys, dis glad nie. Dis nie net nie normaal, dis mishandeling, molestering. Maar weet jy net op hierdie punt, wat vandag gebeur met TV en sekere goeders op TV en sosiale media, is daar eintlik pornografie beskikbaar vrylik. Oei, ja. En dan vra ek die vraag, 'n ouer wat toelaat dat 'n kind kan toegang kry, want kyk, hulle is meer behendig met my vrou sê net vir my, ons kleindogter van, ek dink 4, het my vrou se selfoon in die hande gekry en sy sit toe na iets en kyk, en nie iets onwettig nie, maar sy sê, hoe op aarde kom jy daar uit? Hoe kom jy daarby uit? Hulle is baie slim. 'n Ouer wat nie bedag is hierop en die nodige doen om dit te voorkom nie, dis nalatig, maar 'n vorm van mishandeling. Ja, dis 100%, veral nou. Want dit is beskikbaar. Ja, dit is vir almal en dis soos 'n 4-jarige wat weet, dis al 'n grap. As ons sê as ons sukkel met ons fone, kan ons dit net vir die kinders gee. Tannie, doen net dit en dit. Ek weet nie eens hoe hulle dit weet nie. Ja, want dit is verstommend, hulle word met dit groot. Ja, hulle doen maar alles. Dis elektronies alles. In die skole bring dit in, dis TV's, almal het 'n selfoon. Ek meen, ek het in standaard 8 dese foon gekry. Ek het gedink ek het dit gemaak in die lewe. Nou het graad entjies fone. Dit is 'n vreemde konsep vir my, dis regtig vir my vreemd. So die kans is daar dat kinders baie maklik hieraan blootgestel kan word. Hier is die vraag. 'n Kind wat hieraan blootgestel word, maak dit daai kind seer, emosioneel seer. 100%. Praat 'n bietjie daaroor. Dit maak hulle nie net seer, dit verander hulle gedagtes en hulle patrone en hulle breins. Mense besef dit nie. So dit het 'n langtermyn impak en dis waaroor my skripsie gegaan het in my 4de jaar, want ek voel baie sterk oor hierdie. Mense besef nie die skade wat dit los nie. So trauma as dit nou 'n paadjie is, dit los 'n groot slaggat. Kom ons praat nou van 'n slaggat en daai moet toegemaak word en dit kan en dis moontlik. Maar dis ons werk om dit te doen. So ons moet kinders beskerm, nie net van elektronies maar van alle goed en inligting gee, want anders dan gaan daai paaie nie reg gelê word in hulle brein en dit het 'n langtermyn akademies insig. Meeste van ons kinders sukkel byvoorbeeld met wiskunde want is logiese denke. Dis hulle kompleks trauma wat dit blok dat hulle sukkel met wiskunde, wat mense ook nie weet. Trauma het 'n groot impak. 'n Massiewe groot impak. Nou 'n kind wat op 'n selfoon is en op goed afkom wat vrylik beskikbaar is word getraumatiseer. Ja. En ekskuus vir die Engels, maar getrigger. So ek het met die kinders 'n groep gedoen. So ek het vir hulle 'n ou chappie, 'n ou geel chappie gegee en ek sê die eerste keer wat jy pornografie sien, is 'n geel chappie. En ek sien die kinders, okay tannie. Ek sê die volgende keer, ons kry energy bars. Ek sê jy kry 'n energy bar. Nou het jy nie 'n chappie se inligting, jy het nou 'n energy bar se inligting nodig of prentjies om dieselfde effek te kry. Dan kan ek sien die seuns verstaan en ek het geëindig met 'n slab chocolate. So ek sê jy daar begin, maar om dieselfde gevoel te kry, het jy nou 'n slab chocolate, dit se inhoud nodig en toe kon ek sien die seuns snap die groep en dis presies wat gebeur. Nou ek wil sommer 'n interval hier bewerkstellig. As jy vandag vir 'n ouer met kindertjies, klein 3-4 jariges en dan groter, kinders skool toe gaan, selfone. Selfone het die wêreld verander. Ja. As jy dink wat TV gedoen het en nou wat selfone doen, die samelewing het verander daarmee. As jy nou vir 'n ouer, en ons gaan aan oor die onderwerp. As jy nou vir 'n ouer kan sê, ek wil net vir jou sê, ek wil jou waarsku, wat sê jy sê? Ek gee vir jou 'n half minuut met 'n ouer, met 'n kind. Wat sê jy vir hulle sê? Moenie vir 'n laerskoolkind 'n selfoon gee nie. Maak seker jy weet, wat kyk jou kind? Jy moet weet. Jy kan goed, as jy vir jou kind 'n foon wil gee as hulle ouer is, jy moet access hê tot alles. So my reël vir hoërskoolkinders is ek nie jou foon mag vat enige tyd en deur enigiets met geen passwords op, het jy nie 'n foon nie. So wees 'n ouer. Ouers wil kinders se maatjies wees. Deesdae, skus, dis my opinie. En nie meer ouer, ons is nie hulle maatjies nie. Ons het 'n groot verantwoordelikheid en aanspreeklikheid teenoor ons ouers. So vat hulle vas op 'n mooi wetlike manier.
Maar wees net 'n ouer, dis actually al wat ek wil sê, want ons is die skuldiges, nie die kinders nie. Wow. Nou, jy het my nou gelei na die volgende vraag toe. Nou sê ek as 'n ouer vir jou 'n ma of 'n pa. Man, ek is besig. Ek kan nie na daai detail kyk nie. En wat sal jy vir my sê as ek dit sê? Eerlik, dis 'n pot snot. Ons het besluit om kinders te kry. Ja. So dan moet jy man up. Ek het 'n sê ding, suck it up, buttercup. Dis regtig hoe ek voel. Niemands te besig, jou prioriteite is nie reg nie. So kry jy prioriteite reg en jy gaan tyd hê en ek het een keer vir 'n vriendin gesê het net nie so goed afgegaan. Hoe het ek tyd vir alles? Dis ek vir sy die TV af. En ek kon sien sy was soos liewe land, maar dit is net baie tyd Ja, jy weet dan. ons het meneer of mevrou, waarmee is jy nou besig? Ek is baie besig om wat te doen, maar ek moet geld maak. Pas op net dat jy nie eendag al die geld wat jy maak gaan spandeer om jou kind uit die tronk uit te hou nie. Daai selfe kind, jou geld wat jy nou maak, moet dit nie eendag spandeer op jou kind om hom uit die tronk uit te hou nie. Ons gaan terug na die onderwerp toe. Daai kindjie kom stikkend by julle aan. Hoe lyk hulle? Hoe lyk so 'n kindjie? Verwaarlosing op sy ergste. Daar's meeste van ons kinders kom in met 'n ou plastieke checkers sakkie. Dis al wat hulle het, as hulle dit het. Party kom in met die klere op hulle lyf, hulle is verwyder deur die polisie. Partykeer is hulle 'n groot risiko dat die ouers gaan vlug met die kinders. So hulle word opgetel by die skool met die klere op hulle lywe en hulle het niks verder wat hulle kan saambring. Nie dat hulle veel het by hulle huise. En hulle gaan nie terug huis en gaan haal jou goedjies nie. Nee, jy word verwyder. Ek het 4 ander dogters opgeneem wat by die skool opgetel was agter 'n polisiewan en hulle is kinderhuis toe. Dit was baie traumaties geweest. Pa het agterna gekom, klippe gegooi, gevloek, te kere gegaan. Maar die kinders moes tydelik verwyder word. Ons het 'n vergadering met hom gehad. Ek sal dit nooit vergeet. Toe tel hy stoele op en hy gooi ons met stoele en ek stres vir die venster wat gebreek. Ek tog almal. Maar ja, daai kinders kort daar, ek het gedink die een dogtertjie se seentjie, dis hoe verwaarloos sy was. Sy het skaars haartjies op haar kop gehad. Lyse, baie maar met die goggas. So hulle loop so. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het 'n paar sulkes gehad. Mense dink lyse, daai is niks. Jy moet die goggos sien loop. So dis van kop tot toon, tande natuurlik, die versorging, hulle vel is droog, dit lyk nie goed, hulle het nie genoeg geëet nie, hulle het nie gesond geëet nie, hulle het nie reg geëet, hulle is nie op die regte ouderdom gestimuleer op 'n regte manier. Weet, speel met 'n bal, speel met hierdie die basiese goed. So omtrent al ons kinders het byvoorbeeld arbeidsterapie nodig, spraakterapie, want jy volg jou voorbeeld. Hulle het nie 'n voorbeeld gehad nie. Van ons kinders was alleen toegesluit in 'n kamer. 2 van my kinders se die hele huis het gebrand en hulle het oorleef. So hulle het hulle hele familie verloor in die brand en die een ma was 'n dame van die nag en die seuns toegesluit het in die aand. So hulle het niks kos, hulle het niks en die ouer boetie moes na die jonger boetie gekyk het terwyl die ma besig is. So daar was niks. So hierdie kinders is totaal en al verniel, intern en ekstern. Nou daai kindjie, die pa wat agterna hardloop en die klippe gooi, daai kind kom nou by jou. Verlang daai kind na daai pa? Ja, hulle doen. Ons kinders se grootste behoefte is die behoefte om te behoort. En as ons, as kinderhuise, nie dit reg kry, ek sê dis 'n gaatjie in die hart, dis hoe ek daarna verwys. As jy nie daai gaatjie kan vul met goeie, gesonde aktiwiteite, hou hulle besig, gee hulle stokperdjie, laat hulle sport doen, laat hulle koor sing, laat hulle drama doen, net wat hulle wil. As jy nie daai heel maak, dan is daai verlange altyd daar. Kyk, dit bly altyd hulle ouers, ons word hulle voog. Ek sê ons probeer nie want daar is ouers wat verbeter en verander en rehabiliteer en kan. Dit is die minderheid, maar dit gebeur. So ek sê altyd ons wil nie daai plek vat nie, maar ons moet goed in plek sit dat hulle voel hulle behoort, want die verlange is erg. Dis 'n groot aanpassing om kinderhuis toe te kom. Die 4 kindertjies van die pa, en hy is nou die voorbeeld, Ja. hulle verlang. Ja. Dit was nog hulle pa. Ja. En te midde van hierdie omstandighede was dit die beste wat hulle gehad het. Dis al wat hulle geken Dit is het. al wat hulle geken het. En nou onthou, jy kom kinderhuis toe. Kyk, daai voorbeeld, hulle is by die polisie gebring na ons toe. Dis al hierdie vreemde ooms en tannies. Daar's 12 kinders in 'n huis, nou moet hierdie ander dogtertjies leer ken. Hulle ken nie daai opset nie.
Hulle ken nie van goeie maniere en wag en daar's rotine en dis studietyd en daar's Bybelstudie en daar's 'n badtyd en ons gaan skool toe en jy kry 'n kosblik skool toe. Hulle ken niks van dit nie. Nou moet hulle met al hierdie vreemde mense sê nee, jy's nou veilig, jy slaap hier vanaand. Ek gaan nie veilig voel nie. Ek ken hierdie mense van geen kant of ja, dis korrek en wetlik reg. Maar nou moet jy 'n tuiste vir daai kind gee. Maar al wat hulle ken is dit. En as hulle oë toe maak is dit trauma die hele tyd. So die trauma in aanvanklik gaan voort in die kinderhuis. O ja. Hy? O ja, en dit speel uit. Ja, kan Of hoor. wat hoe speel dit uit? Ek het een seentjie, ek sal dit nooit vergeet. Hy was 9 jaar oud. Hy was die kleinste in die huis. En dis nie die rede hoekom die onlangse brand, ek wil net so side note, want dit oor brandstigting, want ons kinders het sulke labels wat my verskriklik irriteer. Want dis nie hulle skuld dat hulle daar's nie en hulle het nie gevra om daar te wees nie. Maar my een seentjie jare terug het die nuutste seentjie was die jongste. En hy's nou nie meer die ou favourite witbroodjie nie en hy het sy matras probeer aan die brand steek. En almal het dankie tog wakker geword. Maar hy het die kind se matras probeer brand. So dis nou erge 'n ander kind met 'n stuk venster gebreek, 'n stuk glas gevat, ek sal dit nooit vergeet, en 'n dogter se kuit van bo tot onder oopgesny. Ek onthou dit asof dit gister was. En sy was baie sportief, baie sportief. Ek sal dit nooit vergeet en ons soek borge vir haar sportgoed en hier gaan sny haar, want hy was kwaad en hy het nie lekker verstaan nie. En ons van ons kinders is in spesiale skole. So alles speel 'n rol. Al hierdie goed, traumas een gedeelte van alles wat hierdie kinders moet hanteer. Nou is hierdie kindjie daar en getraumatiseerd en weggevat van sy ouers. Ek wil net hier onderbreek. Voor ek die vraag vra. Daai pa wat ons nou van praat, het hy ooit toegang tot daai kinders? As die hof dit toelaat, so hulle gee 'n hofbevel vir ons, dan sê hulle daar mag kontak wees. Ook daar's 'n buitemaatskaplike werker, so iemand moet nog 'n diens aan 'n pa lewer. Ons lewer die diens aan die kinders. So ons moet gereeld met mekaar praat. Sê mag die kinders so gewoonlik in so 'n geval is daar besoek op die terrein dat hy eers staan is onder toesig. As die dogters wil, want die ouers vra gewoonlik, maar dis my kinders. Ja, dit is, maar jy het ook 'n paar besluite geneem en dit is hoekom jy nie meer. Watter persentasie, want ek weet hierdie pa bly nou die voorbeeld toe. Watter persentasie van ouers kry die reg om weer die kind te sien? Want mens kan amper is dit nie trauma van vooraf vir die kind nie en vat hom net sommer terug en dan moet jy van vooraf begin nie. Dit is ja, maar baie van die kinders se ouers vra dit, die groter meerderheid. So sê 70% dring hard daarop aan om hulle kinders as paas en maas wat van die tronk af bel. Sê jy moet my kind bring om te kom kuier. Dan dink ek, ekskuus. Nou want jy het jou kind gemolesteer as hulle tronk toe gaan. Want natuurlik met die hofsaake vat baie lank. Een van ons dogters 7 jaar gewag tot haar pa gevonnis was. En dan kan jy beperkte terapie doen tot die hofsaak afgehandel is. So sy moet met haar trauma en al haar gevoelens en alles wat daarmee saamgaan leef, tot ons ordentlike volledige terapie kan doen tot die hofsaak afgehandel is. In daai 7 jaar het sy tot 'n mate blootstelling gekry in die pa. Want hy's nog nie skuldig of nie. Nee, sy wou nie. So natuurlik kon ons dit, maar daar's kinders wat wil. Haar keuse word in ag geneem. Ja, definitief. Ek moet sê dis ons kinderwet is baie goed geskryf. Alles gebeur nie noodwendig soos dit moet, maar dis regtig baie goed geskryf. En die kind het 'n stem. So ons kry dit op skrif. As dit kleintjies dan skryf ons dat hulle teken daarbey om te sê hulle wil nie. Dis hulle keuse, dis hulle lewens. En hulle is deur genoeg en ons het gesê ons staan op om 'n stem te wees, 'n voice for the voiceless tot hulle 'n stem kry. Dan moet jy die good fight. En jy moet staan en opstaan vir ons kinders. Ons gaan terug, die behandeling begin nou, was net so 'n bietjie deur hierdie proses van die aspekte van behandeling ensovoorts om hierdie kind weer mens te maak. So ons glo in 'n ontwikkelingsmetode en 'n holistiese benadering en ons het 'n multidissiplinêre span. So ons kinders, ek praat van hartjieterapie, as hulle 'n maatskaplike werker of 'n sielkundige sien, spelterapeut, arbeidsterapie, spraakterapie. Alles is op die terrein. Alles. Dis soveel dienste ons kinders nodig het.
om die gaatjie in hulle hart oukei te maak. Ek glo nie dis weer heel. Trauma verdwyn nie. Jy leer net om daarmee te leef en te kan funksioneer. Mense dink, o, terapie, alles is nou weg. Jou triggers bly. Een van ons seuns, die parfuum wat sy huisma gebruik het byvoorbeeld, was dieselfde as mamma se. Die huisma het dit nie geweet nie. En toe hy dit ruik, daai kind het dit totaal en al verloor. Vensters gebreek. En hierdie huisma sê, maar ek weet nie wat ek gedoen het. En ons het eers later in die terapie uitgevind. Dit was die reuk van mamma. En hierdie vrou het dit gekry. So dit gebeur ook. Maar die terapie is baie, baie nodig. Ons doelwit is al ons kinders deur hartjie-terapie te sit. Sodat hulle weer kan funksioneer en dit kan deurpraat en dis baie moeilik. Van ons kinders wil nie. 3 van ons kinders was al 4 jaar in terapie. Hulle is horribale omstandighede, diere is betrek by die seksuele molestering. En ek kan nie dink dat ouers sulke goed kan uitdink vir jou eie kind. Boeties en sissies wat met mekaar goed moes doen. Maar hoe verwerk jy dit? Ek weet nie hoe funksioneer jy normaal en dan is ons kinders goeie maniere, hulle oom en tannie en gaan skool toe en slaag en dis jou verwysingsraamwerk. Soos ten spyte van 'n klomp, ek het die grootste respek vir ons kinders want ek sou reguit nywerheid skool toe gegaan het. Want ek weet nie hoe koop jy met dit. Maar daar is kinders wat onherstelbaar geskaad is. Ja. Ons weet nie almal niks. Wanneer kan jy niks doen nie? As 'n kind conduct disorder het, so dis 'n baie moeilike kind wat geen berou het, geen emosies. Brandstigting is een van die goed wat hulle eintlik geniet. Dis 'n simptoom van conduct disorder. Baie moeilik, hulle weet nie wat reg en verkeerd is en mense sê nie maar hulle moet. Nee, hulle kan nie, hulle brein kan nie. So baie van, is dit die gevolg van erge trauma? Dit is een omgewing, geneties, alles speel 'n rol in conduct disorder. Hy kan nie tussen goed en kwaad onderskei nie en hy het net nie gevoel nie. Soos in geen, dit is eintlik om dit te beleef. Is nogals, ek het een kind wat uit 'n venster uit gespring met 'n groot mes om 'n ander kind beet te kry want sy was kwaad vir haar, want sy het eers 3 stroop gebruik vir 'n peanut butter strooprootjie. Dink ek, liewe land en vir ons wat normaal funksioneer, dink jy, wat? Maar hierdie goed gebeur regtig. Nou, daai kind wat, ons gaan terugkom na die kinders wat kan gehelp word, net hierso, inbreek. Daar's 'n kind wat gediagnoseer word met, wat noem jy dit? Conduct disorder. Jy kan hom nie help nie. Wat word van hom? Bly hy daar of moet hy? Hy kan nie, ons is ook nie geregistreer om psigiatriese kinders, soos die eenheid by Weskoppies het toegemaak, so dit was 'n hulpbron. So gewoonlik het jy hulle dan Weskoppies toegeplaas, maar ons kan nie meer nie. Dis net tydelik tans. Eers na 18 kan hulle permanent bly, maar hulle kan nie, want jy moet in die beste belang van alle kinders staan. Ja. En ons het 300 kinders, so jy moet in almal se beste belang nou optree. So gewoonlik moet hulle teruggaan na die samelewing toe. Want die verbeteringsskole soos ek genoem het, ons net 2 oor. En almal is nie gerad om hierdie te hanteer nie. Is daar kinders met hierdie gedrag afwyking wat sê eintlik is daar nie hulp nie? Die samelewing, die bestel maak nou nie meer voorsiening. Daar's 'n tipe van gedrag wat daar nou nie voorhulp is nie. Daar's nie meer 'n vangnet nie. Die vangnet is nou verwyder. Is daar sulke kinders? Ja, daar is definitief. En dan is die uitkoms maar die tronk, is dan die enigste een. Ja. Is dit oordrewe as ek dit sê? Nee, glad nie. Ek weet van 3 kinders wat tronk is. En almal sê dis waar hulle gaan eindig en dan raak 'n mens kwaad, want as 'n maatskaplike werker moet jy glo en dan moet altyd hoop, maar jy moet ook realisties wees. Maar ja, ons wen definitief nie almal nie. Daai kinders verseker nie. Jy is die uitvoerende hoof van die Jacaranda kinderhuis en die Louis Botha kinderhuis, twee kinderhuise. En maar benewens hierdie kinderhuise wat jy direk by betrokke is, het jy 'n groot oorhoofse kennis van wat gebeur in kinderhuise. Hierdie kinders kom uit hierdie huise uit, hulle is in hierdie trauma, hulle begin in die prosesse. En vertel vir my die stories, die mooi stories wat word van hulle en hoe gebeur dit? Daar is baie pragtige stories van hierdie kinders.
Ja, daar is ek so lank daar en almal vra hoe doen ek hierdie werk so lank? Jy fokus op die toekoms, nie op hulle verlede nie. Want dan gaan jy nie cope daarmee nie. En daar's honderde suksesstories van kinders wat goed doen, die wat wou trou en wou kinders gehad het, wat hulle kinders is by hulle. Hulle het werke en funksioneer normaal. Ons het nou die ander dankie sê funksie gehad, want dit is vir ons belangrik om vir ons borgers en vrywilligers dankie te sê. En ons het 12 kinders, ou kinders, ek sê hulle is nie meer kinders nie, maar ek sê hulle sal altyd kinders bly, wat teruggekom het en hulle storie gedeel het. En dit was wonderlik geweest vir almal wat daar was, want die een voorbeeld is 'n seun, hy was 'n straatkind, en hy het na ons toe gekom, hy het niks geken en geweet nie, weeskind ook, en ons het hom leer fietsry, leer swem, hy het ons scuba duik projek gedoen, ek sal nooit sy eerste duik vergeet, hy het gelyk asof hy fietsry onder die water, ek sal nooit dit vergeet nie, dis ons visibility onmiddellik weg, want dit was in Miracle Waters, en die visibility is klaar omtrent 0 daar, en hy het nou sy eie duikskool, wat hy aan die kant so Paddy Londen het hom geborg, hy's 'n dive instructor, hy doen IT in die week, dis sy weekwerk, en dan waterveiligheid is vir ons baie belangrik, al bly ons nie by die see nie, en hy het 'n swemskool ook gaan oopmaak. Hy sê, Tannie, ek onthou Tannie dit vir ons gesê, hy was 'n go-getter van die begin af, en ek sê, hy het self besluit, hy's nie 'n slagoffer nie, hy is 'n survivor, en hy het dit met al 2 arms aangegryp, en hy gaan fantasties goed aan. Kan iemand wat seksueel tot daai mate wat jy oor gepraat het, gemolesteer is, daarna herstel tot die mate wat so 'n persoon 'n mamma kan word met kinders? Ja, jy kan dit nie indink na alles wat jy gehoor het, maar ja, jy kan. Want, het jy getuienisse van dit? Ja, Kan jy aan iemand dink? ja, kan onmiddellik, hulle pop so in my kom, Is en dit ek dink, wat baie? se storie moet 'n mens aan dink? Ja, en ek haal my hout af, ek het oor die een dogter gepraat daai aand, en ek het gesê, ek weet, sy het geen liefde van haar ma, pa was nie betrokke nie, en sy is nou getroud, en ek weet hoe graag sy kinders wil hê. Net om daai besluit, deur alles wat jy is, dat jy kinders wil hê, maar daai kind het so baie liefde om te gee. Sy het dit tog nooit ontvang vir ons nie. En sy het so baie, sy is so liefdevol. Ek tog waar? Sy het dit nooit ontvang nie, en sy gaan 'n fantastiese ma wees. En die ander een wat ook daar was, is presies dieselfde. Erg gemolesteer. En sy is nou 'n ma, en getroud, en sy is so gelukkig, en haar kind is haar alles, maar op 'n gesonde manier. En sy doen goed, en sy lyk goed, en ek kan sien, haar siel doen goed. Nie net dat sy lyk goed, sy's 'n pragtige kind, maar haar siel is okay. En sy voel geliefd, en sy wys liefde, en haar kind is, sy versorg haar, en dis vir my so mooi om te sien, want dit gee jou hoop. Want hulle het geen rede gehad, of geen verwysingsraamwerk, om dit te wees. En dis wat hulle is. En dis hoekom ek het so baie respek vir ons kinders. Want hulle is regtig deur hel en terug. En hulle samelewing, hulle het 'n impak. En hulle wil 'n verskil maak. En dink ek uit dit uit, wil jy 'n verskil maak en meer beteken. Die een seun kom na my toe en sê, Tannie, ek hoor julle tog die subsidie ontvang. Ek sê, ja, waar? Hy sê, nee, ek gaan my 10de vir die kinderhuis moet gee, dis nie okay nie. Ek tog, wat? Sean is een van ons ou kinders, wat sulke goed sê. Hulle het insig, en hulle het emosionele intelligensie. En ja, wat meer wil jy hê? Mense wat wil omgee en 'n verskil wil maak. Ja, ek is baie, baie trots op hulle. Daar's baie suksesstories. Baie, ek kan honderde opnoem. Een het 'n PhD gekry. Sy het 'n borg gekry dat sy gaan swat. Sy het haar PhD gekry. Daar's baie kinders wat 'n graad het, wat goed doen, wat oorsee werk, en hulle is gelukkig. Ek sê, wat meer wil 'n ouer hê, voel ek, as jy weet jou kind is 'n goeie mens, en hulle is gelukkig. Ek het nou die dag Marula, is dit Marula Media wat artikel geskryf het oor Ntando. Ntando. Ja. Vertel 'n bietjie van Ntando. Ja, Ntando, hy's 'n amazing kind. Ek het hom nog nooit, hy's skoon en netjies teen alle tye, en die mooiste maniere. Hoe oud is Ntando nou? Hy's nou so 20. Okay. Maar hy, soveel respek, en dis nog nooit vir hom gewys weer eens voor ons nie. Maar hy kom kuier nou nog by die kinderhuis, en hy kom kuier nie net by sy huis waar hy was nie, hy kuier by al die ooms en tannies op die terrein, hy kom kantoor toe, hy kom kyk talente aan, hy kom prysuitdeling toe, om vir die kinders hoop te gee. Sê, ek was ook hier. En hy werk, hy's nou vir die Blou Bulle, blaas hy, en hy's so trots, en ek onthou, Hy's nou skeieregter. ja, Junior van my sê, skeieregter. ja, Junior skeieregter. en hy was op die TV nou die dag, hy sê, Tannie, check hier,
En hy screenshot video's vir my. Hy is so trots, maar hy het gewerk. Hy het besluit die kinders dink die hele tyd en mense dink as die kinderhuis, ja, dis ons voorreg, maar jy moet self besluit ek wil. Anders te gaan ons nêrens met jou kom En nie. alles in die lewe is dit die geval. Dit is mense almal wil dit besef, maar daai seun het en hy bly nederig en hy onthou dat hy op oorskool van my sê tannie, ek gaan vir die bulle en hy praat vlot Afrikaans, hy's 'n swart seun natuurlik en die tannie sê ja, hulle sê almal hulle is coconuts. Dan lag almal, maar ja, hy's onsin en hy werk baie hard en Hy praat Afrikaans asof hy soos vlot. Een van die ander seuns sê ja, as ek vanaand as julle julle oë toe maak, het julle gedink is 'n boertjie wat hier praat en lag almal. Maar ja, dis deel van hulle menswees. hierdie goed gebeur nie van self nie. Daar is om 'n kind in hierdie omstandighede te help vra 'n totale netwerk van mense en logistiek en infrastruktuur. En die staat het 'n verantwoordelikheid om na die armes onder ons in die armes en ek praat in die breedste spektrum om te sien. Tot hoe mate kyk die staat hierna? En ek vat dit nou na julle toe. Nou wat gebeur by julle gebeur by hoeveel kinderhuise is daar in die land? NPO's, ons het almal aansoek gedoen is net onder 1800. Okay. Ons praat nou van almal. Jy ken die prentjie. Wat is se verantwoordelikheid van die staat? Want ek betaal nou 'n klomp belasting. Ja. En so 'n klein deeltjie van die bevolking betaal belasting. Klein deeltjie. Ja. Die ANC verstaan dit nog nie mooi nie. Maar hulle vat nou daai belastinggeld en die staat sê ons moet na hierdie omsien. Tot watter mate ons moet nou hierna omsien, maar tot watter mate kyk die staat? Neem my verantwoordelikheid hiervoor. Vir daai plek waar jy die baas van is. Ons kry net 43% van die staat af. En As jy dit kry. As ons dit kry, is gewoonlik laat betaal en ons het nou gedeeltelik subsidie, alle NPO's het net gedeeltelik subsidie ontvang en dis laat en is oral op die nuus. So daar's regtig 'n NPO krisis in ons land tans. Ek wil nie die laaste 3 maande oor hê nie. Dis regtig moeilik en die kinders ly daaronder. Hoe lê die kinders onder? Ons moet plan maak met geld. So En as jy nie geld het nie, het jy nie geld nie. Het hulle toegemaak dat 18 instansies 5 kinderhuise het toegemaak. Waarom sê dit wanneer? Want van die begin so April, in Mei en Junie. 18. Ja. En 'n ander kinderhuis het my gebel en gesê sy het 50 kinders en 22 personeel. Het ek plek, kan ek help? Het ek poste? Wat moet sy doen met haar personeel? Want die almal het met reservefondse. Wat se NPO met 'n klomp reservefondse hê vir as die staat laat betaal of Hoekom betaal die staat laat? Net so met treurigheid of wat? dit is deel van dit. Want hulle kom audit ons elke 3 maande. Die Auditor General was by ons is deur 13 audits verlede jaar. Alles is 100%, al ons goed is in plek. Maar hulle vertraag dit elke keer. Die begroting is van 11.9 biljoen na 5.5 gesny vir 1800 instansies. En dis klaar nie genoeg gewees nie. So ons moes almal in 'n tou in die middestad in Johannesburg gaan staan met ons besigheidsplan en jy sit dit in 'n boks met 'n gebed en jy hoop jy word gekies. Dis regtig wat gebeur. Toe wag ons 3 maande vir 'n telefoonoproep om te sê jy's gekies en ons bel mekaar en moet dit jy 'n oproep, het jy 'n oproep, het jy geld, het die hele jaar gaan dit so aan van November verlede jaar wanneer ons besigheidsplanne ingedien het. Nou dit kan wees dat hierdie is nou 'n wille vraag. Dit kan wees dat nadat jy alles gedoen het, jy dalk nie gekies word. Ja, verseker ja. So in daai tyd het daar 'n swart oor jou kop gehang. Nie teenstaande die skitterende werk wat jy doen. Dit jou papier beïndruk dalk nie 'n bureaukraat. Ja. Dis en hy besluit afgekeur. Ja, daarom. Nou wat doen julle in daai tyd? Hoe bly julle in die lewe? Dankie tog het ons goeie finansiële bestuur. Nie net 'n begroting nie, so jy moet voorsiening maak daarvoor. En dis sleg. Dis regtig sleg, want jy kan kinders help met daai geld. En nou kan jy nie, want jy moet dit net hou vir as dit laat inkom of as dit glad nie inkom. Die feit dat jy nie kan met sekerheid staat maak nie op die staat se bydrae, se subsidie, veroorsaak sê jy dat jy meer reservefondse moet hou. Ja.
wat jy andersins kon gebruik het, kan jy nou nie gebruik nie. Jy moet nou voorsiening maak vir hierdie onwaarskynlikheid, onsekerheid wat nie onsekerheid moes gewees het in 'n effektiewe stelsel nie. Maar kom ons sê hulle betaal nou die 43% as jy dit gekry, die ander 57% kom van wie af? Die gemeenskap. Gewone mense. Dis al hoe ons deure oop bly. Die gemeenskap het geen benul te sê nee, ek het nie geld nie, maar hulle gee van hulle tyd of hulle vaardigheid of hulle raak betrokke by die kinderreis as vrywilligers. Dis al hoe ons deure oop bly. Nou, kom ons praat nou eers nie oor geld nie. Wat kan vrywilligers kom doen? Iemand wat sê ek het nie geld om te gee nie, maar hoe kan ek help? Ek kan nie verduidelik hoeveel hulp ons kinders nodig het met huiswerk. Ons het mense nodig wat daar kom sit en 'n kind help oor die algemeen met huiswerk, maar veral met wiskunde. Ons kinders wil ook kreatief wees, so daar's mense wat kunsgroepies kom doen. Sport, ons kinders is baie sportief. Almal is nie baie goed in die klaskamer nie, maar oor die algemeen is ons kinders baie sportief. So iemand wat cricket met die kinders. Ek het ewen 'n golfgroepie gehad, want net om die aggressie van die seuns te gaan slaan ons balle. Dit werk great, jy kan met klein goed 'n groot impak maak. So ja, ons het obviously almal, alle MPO's het geld nodig, dis 'n logiese ding om af te lei. Maar mense onderskat wat hulle tyd vir ons kinders kan beteken, om betrokke te wees en 'n gesonde vaardigheid aan te leer van, ek gaan nou golf speel of ek gaan cricket of enige sokker, rugby. Ons het volleybal, die dogters wil net oefen om doele te gooi. Maar daar's 'n tannie of 'n oom wat my ondersteun en langs my is, of 'n mentor vir ons kinders, want van hulle het geen steun. Hulle is elke liewe naweek en vakansie by ons in die kinderhuis. Ek sê jy moet 'n breek kry van die terrein af. Ons is almal so in ons huise, jy voel, liewe land, ek moet nou bietjie wegkom. Van ons kinders het nie daai geleentheid nie. Al wat hulle ken is ons. So om 'n breek te kry van die terrein af, en 'n kinderhuis is eintlik 'n abnormale stelsel. En die normaal moet gewys word. Die huisouers, dis wat hulle noem? Ja. Word dit die ouers van die kinders? Ja, dit doen. Ons sê, hulle maak die kinders groot. So ons het al 'n grap of 'n sê ding by die kinderhuis, as dit 'n sekere huis is, want die huis het nommers, dan sê maar nou dis huis nommer 0. Jy kan sien is klein nommer 0's wat daar uitloop. Want hulle die maniere, of hulle trek aan, soos dis regtig, as die een huis maar strengs, en as jy groet die oom en tannie, dan hallo oom en tannie, jy kan sien van wat se huis af hulle kom, so ja, dit word regtig. Maar daai huisouers moet baie besondere mense wees. Ja, dit is 'n werk wat ek nooit wil hê nie, om 12 ander mense se kinders met kompleks trauma groot te maak. Ek haal my hoed af vir die huisouers. Waar kry mense sulke mense? Ja, nie maklik nie, veral nou, want dis nou 'n wetlike vereiste dat jy opleiding moet voltooi, wat 'n goeie ding is. Ek's 'n voorstander vir opleiding, maar dit kos geld. So almal moet nou, hulle noem dit CYCW's, Child and Youth Care Workers. Dit kos geld, maar wie se geld? Ons geld. So 'n ouer wat dit wil doen, kom sê ek wil dit doen, dan betaal jy vir die opleiding van daai ouer. Dus wat ons toegelaat was, NQF level 4, ja. Nou is die vereiste NQF level 5 en hulle moet klaar opgelei wees. So jy moet dit op sy eie koste gaan doen. Ja. En dan kom aanklop. Ja. Maar dit wys 'n groot mate van geroepenheid. Ja. Nee, dit doen definitief. Ek wil dit doen. Ek kom nie na julle toe en sê lei my op en hier is 'n uitkoms vir werkloosheid nie. Sê nee, jy gaan doen dit met jou eie koste en dan kom jy. Wel dis geroepenheid. Ja, nee, dit is definitief. Nou, jy moet byna, ek weet nie of dit moontlik is nie, byna daai 12 kinders so lief hê soos jou eie kinders. Ja, jy moet. Ek het eendag 'n grap, iemand vra vir my hoeveel kinders het jy en ek sê 300, maar daai man val amper van sy voete af. Maar hulle voel regtig soos joune. En as dit nie so voel nie, dan voel ek moet jy nie by 'n kinderhuis werk nie. Ek voel baie sterk hieroor. As jy nie opreg omgee, asseblief los dit eerder, want jy gee valse hoop en dis baie gevaarlik. Ek kan nou kom op die geld. 57% moet die gemeenskap voorbetaal. En ek weet nie of jy iets daaroor wil sê nie, want dit is eintlik voor die hand liggend. Mense moet help. Ek wil eintlik net dankie sê. Dit is vir my 'n logiese afleiding om te maak.
Maar deur alles wat ons gegaan het, in al my tydperk daar, was die gemeenskap daar vir ons nog altyd, vir beide kinderreise. En ek is so dankbaar, ek onthou op 'n stadium, ons het nie subsidie, ons het nie kosgeld gekry nie, en die kinders moet eet, dis nou baie jare terug, en al die personeel was in die saal, en ons het vir die gemeenskap gevra, en daar trokke aangekom. En ek onthou, ons het die huisnommers op 'n stuk papier, en al 30 huise se nommers uitgepak, en dan het ons gegaan. 'n Kellogg's, dit vir elke huis, 'n brood, 'n Marmite. Ek onthou dit asof dit gister was. Dis die gemeenskap. Dit was die rede hoekom ons kinders geëet het. Gewone mense wat dit doen. Sjoe. Ja. Nou, ek het gepraat oor die baie uitsonderlike gesin, man en vrou, met kinders dalk, wat hierdie geroepenheid voel. Ons het daaroor gepraat. Daar is sekerlik altyd 'n behoefte aan so iemand. Dan is daar die behoefte aan die gemeenskap wat met hulle tyd en talente betrokke raak om kinders te ondersteun. Skoolwerk, sport, 'n verskeidenheid van goed. En dan is daar persone wat sê ek kan geld gee. Ja. As daar so iemand is, dan kan hy iemand bel of 'n e-posadres. Gee dit vir my, wat 'n nommer bel hulle? Hulle kan een van die twee kinderreise bel. So Louis Botha is 012 333 6184 en Jacaranda is 012 800 4700. En ons is op al die social media platforms, so baie mense sal sommer net 'n privaat boodskap stuur op Facebook of Instagram, of hulle kan info@jacarandachildren, alles klein letters, alles een woord, en die Jacarandas met 'n C, nie met 'n K gespel, .co.za. Nou ek wil dit sê, dit is almal weet nou, as daai behoefte by jou is om te help, dan kontak jy die goed, en ons sal dit op die blad sit van hierdie uitsending. Maar dan sê ons vir persone in ander dele van die land, is daar soortgelyke instellings in jou omgewing. Ja. En hulle sit met presies dieselfde behoeftes. So vind uit wie die plek naby jou is, en dan help jy. Ja. As dis 'n waardige manier om jou geld uit te gee. En ek sê weer, daar's baie mense wat net nie, wat se harte reg is, maar hulle is nog net nie bewus hiervan nie. Ja. Dis rarig. Ja. En daar's geld beskikbaar. Mense weet net nie waar om dit te gee nie. Of met die artikel 18A, mense weet nie eers baie NPO's mag dit uitreik. Maar mense is nie bewus van dit. So hulle gee hulle geld vir ander plekke, maar ons kan ook artikel 18A uitreik, en klomp instansies kan. Maar wat jy gesê het, ek sê dit so baie, is, en mense vra my, jy bemark jou 2 kinderreise, maar alle NPO's het dit nodig. So raak net betrokke waar jy is. Want vandag in ons land het almal dit nodig. Ek sê, as jy van diere hou, gaan help dan. Hulle help net. Vat net aksie en doen net iets, want ek glo met my hele hart, dit sal dan beter gaan. Ja. Charlene, is daar iets wat jy wil afsluit na hierdie amazing gesprek? Nee, ek wil net sê dankie vir die geleentheid. Ek het nog nooit oor hierdie stories gepraat nie. As dit klink nog snaaks, maar jy hou daai goed. So dis die eerste keer wat ek half op 'n publieke manier stories van die kinders kan deel, en ek weet dit is swaar vir van die mense om te sien en te hoor, maar dis ongelukkig die realiteit van ons werk elke dag. Maar dit bly 'n voorreg. Maar dankie vir die gemeenskap en vir mense soos julle wat dit moontlik maak, want dit bly vir ons 'n voorreg. Almal hoef nie hierdie werk te doen nie, maar ons visie is Empower Enablers, so die gemeenskap empower ons, sodat ons kinders kan empower. So raak betrokke en kom ons maak dit beter, want ek glo nog steeds met my hele hart ons kan. Baie dankie, dit was kosbaar hier. Baie dankie. Dankie vir jou.